vanoggend in Jesus naam. Halleluja. Ek groet die dierbares al die pad uit Hottesdal. Die Here is getrou. Hy sê in sy woord ons moet disippels maak van alle kante in die wêreld. Die Here ek prys U. Daarom sit ek vanmôre met 'n sis so na in my hart. 'n Ou sis. Prys die naam van die Here wat die Here moontlik gemaak het. Wat ek op 2013-14 ontmoet het ons het saam in 'n jaarskap bly. As familie daar in die tyd, toe ek saam met my broer hulle 'n huis deel. En ek eer die Here, minder ons geweet hoe hierdie journey sal uitdraai. En is vir my besonder waar ons ontmoet het en waar ons nou is. So my sis vanmôre wil ek net sê baie dankie vir die tyd wat U afgeknyp het, vir U huis wat U oopgemaak het en vir die testimonie wat U deel. Prys die naam van die Here want ek weet daar sal soveel mense 'n breë verskeidenheid kry oor hoe diep geestelik beweeg ons eintlik in hierdie lewe. Prys die naam van die Here. En ek weet my sis sit met 'n kragtige testimonie. Halleluja. So weer eens baie dankie vir die opdeur. Wil U nie net vir my en die kykers vertel wie is sis en wanneer het sis die Here ontmoet? Prys die naam van die Here. Amen, amen. Dankie Suster Jenna vir die geleentheid. Suster Riem onder my hart. Halleluja. Dit is 'n baie groot voorreg. My begroeting is in die onfeilbare naam van die Here. Ek sê altyd shalom, shalom, want vir my is vrede baie belangrik. Halleluja. Nou ek is 'n dametjie daar van die kant van Vryburg, van die Noordwes. Ek was eintlik gebore in Pomfret. Dis 'n klein myndorpie ook aan die Noordwes se kant. Ek gaan nie sê watter ouderdom is ek nie. Prys die Here. Ja. Dit is wie ek is. Ek is 'n ma van 3 pragtige kinders. Ek is 'n vrou, ek is 'n suster, ek is 'n vriendin. Jesus. Ek is 'n ou sis. En dit is wie ek is. Halleluja. Nou ek gaan sommer wegspring, Jenna. Halleluja. En vir die kykers nou en tuis met dit wat ek saam met hulle wil deel. Nou dit was 'n wroging gewees. Jenna het vir my gevra om te praat oor restoration. Halleluja. Restaurasie. Nou hulle wou net nou hierdie blikke weggevat het hier voor my. Toe sê ek hulle moet die blikke los. Jesus. Want as ons kyk na hierdie blikke, dan sal jy sien hierdie blikke was eens op 'n tyd 'n mooi blik wat reg was. Jesus. Die blik was mooi en hy het 'n deksel gehad en hy was heel alright geweest. Oh Jesus. Maar hierdie blik het deur 'n situasie gegaan, Sister Jen. En hierdie blik is toegevat en in die situasie wat die blik deurgegaan het, die stampe, die stote van die lewe, die duike en alles. Hierdie skoen, selfs hierdie skoen ook, is 'n ou skoen wat mense heel moontlik weg wou gesmyt het. Maar kyk hoe mooi is dit. En hierdie skoen is gerestoreer. Oh. Hierdie blik is gerestoreer. Daar's 'n Engelse woord wat sê the beauty in the pain. Oh. Nou dit is die beauty in that pain. Want die skaars is nog daar. Dit wys nog die duike en alles van wat deur hierdie blik gegaan het. Wat hy's gehamer. Jy kan self sien, hy's gehamer, hy's geslaan. Maar toe hierdie persoon gekom, die mooi maker van hierdie tipe kuns het gekom en hierdie blikke mooi gesprei en alles. En vandag is hierdie blikke ornamente en mense kom altyd hier en vra my, waar kry jy hierdie? Mooi. Dis pragtig. Wie sou nog gedink het? Nou hier sit vandag Oh Jesus. voor julle iemand wat deur die Universiteit van die Lewe gegaan het, stampe en stote en deur baie goed gegaan, net soos wat hierdie blikke, soos wat julle hier sien, gegaan het. Julle sien vandag hierdie uiterlike. En baie mense, as hulle jou sien, dan dink hulle die persoon het nie probleme nie. Halleluja. Nee? Halleluja. Hulle dink die persoon het niks issues nie. Maar min weet hulle, jy loop met die letsels in jou siel, in jou menswees. En wanneer jy kom begin praat, dan besef mense eers, Jessie,
maar die persoon het regtig deur goeie gegaan. Maar dit is al hierdie spreiwerk wat ons nog gebeur het. Hierdie mooi hare wat ingesit is, die glimlag wat jy dra. Ja, Here, prys U. En dit gaan nie regtig oor die uiterlike, die gremering en die hare en die klere wat jy aan het nie. Dit gaan oor dit wat jy uitstraal. Die aura wat jy gee, die glimlag wat jy gee. Dis die belangrikste. Nou mense, ek gaan 'n bietjie 'n baie delikate sak aanraak, Jen. Ek het so 'n bietjie met jou gedeel gister daaroor. Want toe jy sê restaurasie doen, dink ek, watter gedeelte van restaurasie gaan ek oor praat? Want ek is nog net op 'n journey van restoration. Ek moet nog net gesond word. Want van my geboorte af was daar aanval. Nou my naam is Alpha. Soos in Alpha en Omega, begin en die einde. Jesus. Ek het nie van die naam gehou nie, want ek was baie geterg op skool. Halleluja. Maar min het ek geweet, my naam dra getuienis, my ma se getuienis. Jesus. Jesus. Want selfs ewen in die baarmoeder was ek aangeval. Jesus. Maar die Here het geweet, Mm. daar moet 'n Alpha gebore word. Daar moet 'n Alpha wees wat deur goede moet gaan, sodat sy kan uitwys die landmines vir ander mense. Jesus. En daar's baie tye, wanneer hierdie goed gebeur het, wat ek ook soos Jesus in daardie tuin gaan gelê het voor die Here en gevra het, Here, kan U dan nie hierdie bitter beker van my af wegneem nie. Maar U wil, Here, nie myne. Nou ek was op die ouderdom van 14 jaar toe ek die Here, toe ek die Here aangeneem het, toe ek gedoop was. Ek was 14 jaar oud toe ek gedoop was. Ek was as kind baie lief om te lees. Ek kon nie lees, ek het nog nie op skool gegaan nie. Jesus. En na jare was daar sulke dik Bybels gewees, met so rooi om, en dan was dit gewys daar in die Bybel, die prentjies van die Egiptenare en die Israeliete, soos hulle deur die Jordaan en die Rooi See gegaan het. En daai prentjies het my altyd so gefascineer. En ek kon altyd vir ure na daai Bybelprentjies kyk. Jesus. Maar min het ek geweet, die belangstelling of die roeping wat God vir my gehad het, was al reeds geïmplant, nog voordat hy my in my ma se baarmoeder geplaas het. Want onthou hy sê mos, ek het jou geken voordat ek vir jou daar ingesit het. Hy het geweet wie my ma is, hy het geweet wie my pa is. Nou dat ek altyd so die Bybel gelees, sodat net daai belangstelling van die dinge van die Here was geïnstal. En ek dink ek het baie keer profetiese gawes ondervind, maar baie in drome het ek ondervind. Het die Here my so deurgebruik. Ek gaan oor sekere goed gaan ek net browse, net om vir julle 'n agtergrond te gee. Ek het baie drome gehad toe my oupa sterwe. Ek dink dit was in graad 1 of graad 2 daar rond gewees. Het ek 'n droom gehad, die antwoord dat hy die beroerte kry, het ek 'n droom gehad. En ek het gedroom wie verantwoordelik was vir sy dood. En ek het, jy weet, soos 'n kind, mos nou maar is die outspoken en ek kom sê vir ma, ek het by ouma en oupa groot geword. Ma het gaan werk. Sy was 21 jaar toe sy vir my gekry het. Ek het nie regtig geken van my ma nie, ek het net van ouma en oupa geken. So daai was vir my ma en pa gewees. En ek het altyd saam met hulle op een bed geslaap. En die dag was ma nie daar nie, sy was weg gewees uit dorp toe, en ek en pa was alleen by die huis. Althans nie regtig alleen nie, die ander kinders was ook daar, maar ons was alleen in sy kamer. En toe hy opstaan die oggend uit die bed uit, toe val hy. En hy kry 'n strook. Maar dit val my nog nie by van die droom wat ek die vorige aand gehad het, en ek hardloop uit en ek gaan roep die ander. En hulle kom help hom na op die bed in hospitaal toe met hom, en die res is history, het afgesterwe later. Maar ek vertel toe vir ma agterna.
daar het iets gebeur, die antwoord pa kon geval het. Die vrou en die man, die twee vrouens en die man, was saam met pa gewees. En hulle het vir pa iets gegee om te eet. Ja. Maar was 'n pink ding wat hulle vir pa gegee het. En pa het dit geëet. Die twee vrouens het hom vasgehou en dan die man het hom gevoer. Oh, Jesus. En in die hospitaal, blykbaar het hy pink goed opgebring en die dokter wou geweet het wat se goed is dit en niemand kon verduidelik wat dit was nie. Oh, Dit is net agtergrond, ek gaan nie daaroor praat nie. Nou mense, ek was baie aangeval van kleins af. Ek was 'n dromer, ek was 'n tipiese dromer. Ek het gelees, ek het toe ek nou begin skool gaan, gelees, gedigte geskryf en al daai. So, die ander kinders was altyd die kinders gewees wat normale kinders, kan ek maar sê, genoem was. Jesus. En dan het vir my gevoel, daar's iets nie reg met my nie. Daar was iets fout met my. Want daar was altyd op my, jy weet, gesnou, gepik en so aan. En, jy weet, dan krip jy mos nou maar in jou dop in. En dan sit jy mos nou maar met jou boeke. En dan worry jy mos nou nie van die res van die wêreld nie. Maar so het die lewe aangegaan. En ek het baie min gepraat en die persoon met wie ek die meeste gepraat het was met my ouma gewees, ma. Nadat pa gesterf het. So ek en sy het baie lekker gepraat met mekaar. En om net so vir die ander klein agtergrond te gee, my ma is toe intussen getroud met my biologiese ma. En sy het kinders van die nuwe getroude man gehad. En hulle het in 'n ander dorp gebly. En ek was mos nou maar met ma en pa. So toe ek nou begin skool gaan, toe weet ek mos nou nie, die vrou wat ek sien as my ou sis, is eintlik my ma. Maar ek het altyd gehoor, jy weet as die kinders, as jy kwaad word vir mekaar, dan hulle mos nou altyd vir jou toegesnoep. Ja, jou ding is 'n kind en ding so dan ek altyd gesê, ja, maar daai vrou is nie my ma nie. Jesus. My ouma is my ma. Soos ek hom ken. En jy weet, en so het hy spirit van rejection so half en half ingekriep. En ek het begin 'n vraag gevra. En niks was aan my verduidelik nie. En dan het my pa se naam ook by tye opgekom, my biologiese pa. En dit kom nou van jou aunties af, wat vir jou so toesnou. Nou wonder jy, wat is fout? Hoekom sê hulle ek is die mense se kinders, se kind? Hoekom sê die mense ek is die mense se kind? Maar ek weet net ek is ma en pa se kind. Is al wat ek weet. Maar so gaan die lewe aan en eendag vra ek toe mos nou van ma, my ouma, wie is my ma, want ek hoor mos so al hierdie klomp goed. Dan sê sy vir my, maar ek is jou ma. Toe sê ek, nee ma, praat net die waarheid, sê vir my, ek is groot genoeg om nou te kan verstaan. En ek sê van iemand het daar by die huis gekom en die persoon het gesê, sy soek my ma. En toe ek sê, my ma is nie hier nie, en ek verwys mos nou na my ouma toe. Toe sê sy, nee, hoe kan jou ma nie hier is nie? Want ek het dan net met haar gepraat. Dus ek nou heel deur mekaar. Want op daai stadium was my ouma nie by die huis gewees nie. My ma was by die huis, my biologiese ma was by die huis. En so het ek agtergekom, iets is nie lekker nie. En ek het begin 'n hart gekoester teenoor die vrou wat hulle sê is my ma. En nie ek as my ma. En nie ek as my ma nie. Jesus. Want ek weet nie wat, vandat ek kan onthou het ek nooit daai drukkies gekry nie. Ek het altyd gesien hoe my niggies hulle se mamas gekom het en vir hulle drukkies gegee het en opgetel het en geabad, want almal van hulle moes ook uitgewerk. En as hulle kom, dan kon jy sien, maar dis die vrou se kind. Yes. Want as sy kom, dan bring sy dit en sy bring dat en die kinders word gesoen en hulle is bly om die vrou te sien. Maar hoekom sê hulle die vrou, my biologiese ma is my ma, maar ek sien nie die goed wat die anders aan hulle, vir hulle kinders doen deende dan nie vir my nie. Ja. Ek hou nie van die vrou nie. Jesus. Klaar. Rejection. Ja. So ek het haar reject, want ek het rejected gevoel. Want as sy my ma is, hoekom ek sy nie soos 'n ma nie. En so was ek heeltyd mos nog maar geskaar aan ouma se kant en so die lewe aangegaan. Maar Jenna, iets gebeur
in hy tyd as kind. Ek dink ek was in graad 2 of in graad 3. Daai jaar het ons moes gepraat van standaard 1, Ja. standaard 2 en standaard 3. Hoekom ek sê ek was in daai graad gewees, want ek het tot en met graad 4, standaard 2, is moes standaard 2, nee. Ek het tot en met graad 4 het ek in Pomfret skool gegaan en daarna het ons moes Vryburg toegetrek. Toe Pomfret toegemaak. Maar in elk geval, so daai was die ouderdom, want die insident het in Pomfret gebeur. So dit was in daai ouderdomsgroep wat ek was. Yes. Dit was tussen die ouderdom van 7, 8, 9 jaar goed. 7, 8, 9, 10 jaar. Daai was die ouderdomsperk wat ek in was op daai stadium toe hierdie insident gebeur het. Ek kan nie presies sê watter ouderdom dit was nie, maar ek weet net. Ek het in Pomfret skool gegaan en dit het in Pomfret gebeur en waar het dit gebeur en hoe het dit gebeur en allerlei klomp goed. Maar voordat ek ingaan op die insident, wil ek net eers gou fast forward na my groot mens lewe toe, sodat ek kan vir julle net wys wat hierdie insident veroorsaak het in my groot mens lewe. En baie keer mense, ons praat nie oor die goed nie, omdat ons nie dit weet nie en omdat ons dit onderdruk het. Want as, hoe koop 'n kind? Ek vra altyd, hoe koop 'n kind met trauma? 'n Kind onderdruk trauma, want jy weet hoe moet jy uitlating gee nie. Want as jy rebel, dan word dit gesê jy sparmantig. Want ek het baie keer gehoor, jy sparmantig. En dan moet jy nou pak slaag kry. Maar dan weet hulle nie die wroging wat binne in jou is, waar vandaan kom hierdie uitbarsting nie. Waar vandaan kom hierdie woede nie, of hierdie seer nie. Ek het nou iemand het eendag vir my gesê, jy was 'n baie suur kind gewees. As 'n tannie van my ma se neef se vrou. Sy sê vir my, jy was 'n baie suur kind gewees. Sy sê vir my, jy lag nou meer van dat jy groot is. Maar ek het nie besef, wat was die rede dat ek daai tipe voorkoms of gesig gewys het nie. Maar dit was natuurlik met die mense in die huis. Yes. Maar as ek met ma was, dan was ek 'n ander mens. En as ek met maatjies was wat baie na in my hart was, dan was ek 'n ander mens. Dan het ek gelag en alles, maar kom ek by deze, dan kom my sluier weer oor. Jesus. Dan is ek nou weer die ernstige persoon wat in haarself gekeer is, wat die, soos hulle gesê het, ek is nie normaal soos die ander kinders nie. Ek sal byvoorbeeld nie goed te doen wat die ander doen nie. Ek doen altyd die teenoorgestelde ding. Meisiekinders was mos nog 'n condition om te sê meisiekinders se plek is in die kombuis, hulle moet skorrelgoed was, hulle moet huis skoonmaak, hulle moet daai. Nee, was Alfa? Sy's in die kraal saam met pa. Halleluja. Sy's daar tussen die beeste en die vee en goed besig met die seuns. Sy doen daai goed. Sy's daar in die landery besig om te help ploeg. So ek was altyd gesien as die een wat die kind is die reggie. Daar's iets fout met hierdie kind. Dan het ma altyd gesê, los julle die kind uit. Want as dit gesê word, dit word gaan melk en die emmer word gevat, dan hardloop ek eers en ek gaan gryp die emmertjie en daar gaan ek in pak. As dit geploeg word, daar is ek. Ek is met die sak mielies, ek is met die sak bone, ek is met die wat, want ek stap ook nou soos hy hier al agter die ploeg aan en dan gooi ek nou ook die mielies in die goed in. Dis wat ek gedoen het. As dit kaas en botter en goed gemaak word, ek is daar by die machinery. Ek gaan staan en kyk ook hoe word dit gedoen en ek gooi ook die melk in, afgeroomde melk, hoe word die botter geklits en daai is wie ek was. So daar was altyd vir my gecondition as if there's something wrong with me. En ek het dit begin glo. Ek het dit begin glo dat daar iets nie lekker is met my nie. Ek het begin glo dat ek nie veronderstel was om gebore te gewees het nie. Ek het begin glo dat ek unwanted is.
En daai jare was dit mos altyd gepraat van, as jy buite die gebore was, het jy 'n naam gedra. Ja. Jy's 'n watse kind, 'n oerkind, dat ek dit nou maar so noem. So daai is die naam en die goed wat jy toegesnou was. En jy baie vrae vir die Here gevra. Hoekom is ek dan hier as ek dan sulke kind is? Hoekom is ek hier toegelaat op hierdie aarde? Wat is my doel? Wat is my purpose hier? En so gebeur dit toe nou dat ek opgroei en ek het net een mission voor oë gehad. Ek wil opgroei en ek wil uit hierdie huis uit kom en ek wil my eie ding doen. Ek wil independent wees en ek wil niemand niks vra. As baie insidente wat ek kan noem, maar hierdie ding gaan nou nie oor dit nie. Soos ek sê, ek het baie credentials, ek het baie goed wat ek deurgemaak het, maar ek dink soos wat tyd aangaan en Jenna laat my weer toe, miskien op 'n ander geleentheid, sal ek intap op die ander goed, want ek weet daar's kinders. Ek praat spesifiek vandag met jong mense. Halleluja. Ek praat ook met daai groot tannies, daai groot aunties, wat vandag in hulle 50s en 60 jare in sit, Jesus. wat nog sit met childhood traumas wat deur nooit gewerk het. Oh, Jesus. Want ek het nou onlangs in 2019 het ek begin en die Here bewerkstellig dit, dat ek die dag deur Google gaan en ek sit in Google in en ek sit daar so in vryspraak, want iemand het vir my gesê, 'n dierbare suster van die Mount Carmel Ministries in Vryburg het gesê, ek moet begin vryspreek. En ek sê van, nee my sis, wat is vryspraak? Hoe doen 'n mens dit? Waar begin 'n mens? En sy probeer verduidelik, maar ek het nog steeds nie verstaan nie. En ek gaan toe agterna toe ek nou die foon afsit en ek gaan Google, vryspraak, vryspreek, whatever. En daar's 'n klomp goed wat daar uitgooi en gaan maar so deur alles en toe kom ek toe nou op hierdie spesifieke bevrydingsvryspraak gebed. En ek scroll so deur dit en ek sien dit is verskriklik lank en my oë val op al hierdie klomp goed, want dit is so verskillende kategorieë van hy gebed. En my oë val op 'n gedeelte wat ek weet ek nodig deliverance. En ek lees daai stukkie gedeelte. En die Here werk op daai oomblik so en hy ruk daai roof van daai seer af. Oh, Jesus. En ek snik soos 'n klein kind, ek huil. Want ek moes genesing kry. En so die Here vir my stelselmatig en ek het daai gebed gevat, ek het hom gesyf en ek het hom op my dokumente gesit en ek het dit uitgeprint op stadium ook en ek begin deur die gebed gereeld te bid. Ek praat van 2019. Ons is nou in 2026. Verlede jaar en die Here het vir my op al hierdie ander goed het die Here vir my gerestore. En verlede jaar bring die Here vir my op 'n baie sensitiewe restoration waardeur ek moes werk wat ek heeltyd geonderdruk het. Ek het daai ding so gekoester. Daai doring soos apostel Paulus van praat wat jy hier binne kan bear. Dat niemand van weet nie. Wat die duiwel kan gebruik, want Paulus sê, die goed wat ek moet doen, doen ek nie. En die goed wat ek nie moet doen nie, doen ek. Oh, Jesus. Want is daai worsteling tussen die vlees en jou sielsdimensie en jou geesdimensie. En dit is die worsteling waardeur ek gegaan het. En verlede jaar maak die Here vir my oop. Ek het baie probleme in my huwelik gehad. Ek is geskei van my ex-man, my kinders se pa. Omtrent so 22 jaar gelede. Dis lank terug. 22 jaar gelede.
is ek geskei van hom. Hy het uitgestap uit die huwelik met my beste vriendin. En daar het ek weer eens deur 'n rejection gegaan. Maar dis nie waaroor ek nou wil praat nie. Waar het gelei, want baie keer gaan ons deur goed en jou man doen goede. En dan bly ons mos nog net so vingerwys. My man het dit gedoen en dit gedoen en dit gedoen. Maar ek het vir die Here gesê, Here, ek wil my hand in my eie boesem inslaan. Want iewers op 'n kol moes ek 'n aandeel gehad het in hierdie ding. Hoekom my man gestap het, maak dit vir my oop. Ek wil verstaan wat het gebeur. En dit is nie maklik om hand in eie boesem te slaan nie. Want ons wil mos nog altyd net reg wees. Ons wil nog net vinger wys. Daai een is die oorsaak dat ek hier is vandag. En dit is hoekom baie mense nie deliverance kry nie, want jy wys nog net vinger. En die Here maak toe vir my oop. Maar voordat die Here vir my daai oop maak die Here vir my hierdie ding wat in kinderjare gebeur het oop. Daar, want ek het nog altyd nog net die simptome het ek geremedie. Hierdie probleem. Mense, ek kon nooit met my man intiem verkeer het nie. Ek het 'n probleem op daai area gehad. Jesus. Ek kon nooit met my man intiem verkeer het nie. Dit was vir my 'n verskriklike werk. Sien jy daai wat as jou man toenadering tot jou soek, jy weet jy's lief vir die man. As hy nie daar is nie, en whatever, dan verlang jy vir hom en maar laat hy net huis toe kom en dit lyk hy vat vir jou op 'n sekere manier, dan begin trek jy terug en jy vries. En op daai stadium het ek nie verstaan hoekom ek so gevoel het. Ek het deur 'n aanranding gegaan as 'n tiener. Daai tyd in Pomfret wat ek van praat, was ek gemolesteer deur 'n familievriend of althans 'n familiekind, want dit was 'n kind wat my ouma ingeneem het in die familie in. Ons was mos gewoond, almal maak een groot familiebed en dit word daar gelê. En hierdie seunkind, 'n tiener, hy was 'n tiener op hy stadium. Ons was hier in laerskool gewees. En hy het ook daar kom inkry. En dan smaak dit vir my, dit wat hy aan my gedoen het, ook aan die ander gedoen. Want ek skrik wakker toe hy dit aan my doen. En ek voel, maar hier is iets aan die gang met my liggaam wat ek nie ken nie, wat ek nie erken nie. En dit is net soos wat ek nou, jy weet as jy nou daai ekstase, ons moes groot mense, die ekstase bereik, die van oorgang na orgasm toe. Toe skrik ek wakker en ek skop daarso en ek skree en ek gaan te kere en dit stop net daar. En mense, ek het daai ding met my gevat en ek het vir nie 'n siel vertel van dit nie. Ek het dit onderdruk, ek het stil gebly, ek het nooit met daai mannetjie gepraat nie en ek wou nooit in sy company gewees het nie. Maar hulle het altyd net gedink die kind is permanent of sy het 'n issue of whatever ook al. Soos wat sy maar van die begin af is, maar niemand het geweet wat ek weet en waardeur ek kom. En die vriend bring so vrees van, as ek nou praat, hy sal my glo. Ja. Ek is in elk geval anders. Ja, ek is in elk geval anders, sal hulle my glo, hulle gaan vir my sê, ja, jy lieg, jy wil nou net weer die mense se kinders sleg maak. Yes. Jesus. Stil gebly. Ek het dit onderdruk vir jare. En jy weet as jy ding begin nou onderdruk, dan kom maar 'n nuwe trauma, dan vat hy nuwe ene, dan druk jy op hierdie ou ene. En so kom al die traumas en later is hulle so op mekaar. So vir jou om by daai onderste ene uit te kom, moet jy alles aanpak om daar uit te kom. Om gesond te raak. Om gesond te kom, moet jy daar uitkom, is roep toe. En dis om ek vir jou sê, Jenna, toe ek die vrysprak gebed gebid het,
het hierdie ding nie eens opgekom nie. Jesus. En ek het elke keer het ek die hele gebed gebid. Dit is omtrent 3 ure lank. Jy moet 3 ure afsonder om die ry gebed te gaan. Dit is hoe diep hy is en hoe lank hy is. Want jy moet alles vryspreek. Want jy weet nie wat het in jou voorouers se tyd gebeur nie. Want hulle gaan terug tot daarna toe ook. Jesus. Jy weet nie wat hulle deurgemaak het nie. Dis hoekom jy dit moontlik ook deurmaak. Ons het mos nou offline het ons gepraat daarvan. Hoekom het ek die ding oorgekom? Dis 'n moontlikheid dat iemand in my voorouers dalk ook deur die ding gegaan het. So daar was klare altaar. Oh. Jesus. En dis hoekom hierdie ding nou moet gesond raak by my, want ek wil hê die goed moet met my kinders gebeur. Oh my God, dankie Jesus. Oh Jesus. Dis belangrik. Dis belangrik. Oh my God, Want die tipe seer wil mens nie project op 'n ander een nie. Ek wil dit nie hê dit moet met my kinders gebeur nie. En die rede hoekom ek my vandag ontbloot hierso is vir jou. Jy wat nou hierna kyk, oh dankie Here. wat dalk ook deur so iets gegaan het en nooit daaroor gepraat het nie. Dit het tyd geword. En hy seer moet afkom. Oh dankie. Dat jy sal moet oopmaak sodat jy kan gesond raak. Ek is nog baie emosioneel oor dit. Want die Bybel sê mos sexual sin is teen jou vlees en is baie erg. En dis hoekom die Here ons ook waarsku dat ons sexual immorality moet waak voor. Oh my God. Want daai is 'n ander tipe demon. Verwoes. Hy verwoes jou hele lewe. Oh, Jesus. Want kyk wat het hierdie ding gemaak, né? Ek kon nie my man bevredig Oh, nie. Here, praise U. En ek vind dat uit verlede jaar, einde verlede jaar, toe die Here vir my die roof aftrek. Ek kon nie my ex-man bevredig het nie. Oh Jesus. Ek kon geen man bevredig het nie. Oh Here, praise U. En ek gaan nie hier so sit en voorgee dat ek nog net met een man was nie. Ja. Prys die Here. Ons het geval. En die Bybel sê we all fall short of the glory of God. Oh Jesus. Oh Jesus. Sy genade is vir my genoeg. En dis hoekom ek vandag hier kan sit Jesus. en hierdie goed deel. Hallelujah. Hallelujah. Oh Jesus. Want toe besef ek, toe ek nou die vraag begin vra iewers op 'n kol, het ek ook 'n aandeel gehad dat my man uitgestap het. Jesus. Ek het 'n aandeel dat my verloofde op hy stadium na my egskeiding het ek toe mos ek was baie jonk geweest. Ek het jonk getroud, jonk geskei. Ek dink ek was 30 toe ek skei, of althans uitmekaar het 33 toe ek nou finaal die egskeiding gefinaliseer was. En toe het ek my seentjie se pa ontmoet. Verloof geraak en alles en toe het hy ook tipe van neigings en goed gehad. Maar min het ek geweet, sekere goed was omdat ek 'n probleem het wat ek nie eers van geweet het nie. Ek het nie van die probleem geweet wat ek het nie. So ek was beroof as kind. En dis hoekom ek deur hierdie klomp seer moes gaan. En ek sit vandag hier as 'n ouma, want ek is al 'n ouma, ek het 3 kleinkinders. Pragtige kleinkinders. Ek sit vandag hier as 'n ouma en as ek kyk na my kleinkinders,
dan sê ek wil nie hê my kinders en my kleinkinders en wie ever se kinders, because why ons neighbors, die Bybel sê ons, die grootste gebod toe die disippels moes vra, Here, watter gebod is die grootste? Toe wat sê hy? Wees lief vir jouself Yes. en wees lief vir jou medemens. En die rede hoekom ek lief is vir my medemens, daarom sit ek vandag hier in hierdie podcast, Gina. Halleluja. Glory. Want ek wil nie hê my medemens moet hierdie pyn wat ek ervaar het deurgaan nie. En mamas, as jou kind huis toe kom en jou kind sê vir my, Ankel Piet het aan my gevat, glo die kind. Gaan die storie na. Want daai ding veroorsaak verwoesting. Daarom kon ek kon dit nie gehanteer het as my partner aan my gevat het op 'n sekere manier en ek het subconsciously nie verstaan hoekom dit my trigger in woede laat uitbars nie. Dan ek het sommer aggressief geraak. Ek het aggressief geraak. En dan lyk dit so ek wil nie myself gee vir my man nie. Ek is dan tog sy vrou. Maar ek self het nie verstaan hoekom ek so optree nie. En geen sielkundige, hoor julle wat ek vir julle sê, geen sielkundige, en ek was al by hoeveel, kon tot op daai roet van daai kwaad gekom het, maar net hierdie God in hierdie hemel. Oh, Jesus. Here, hier. Want hy moes eers al die ander goed afpak. Bietjie, van 2019 af pak hy alles af. Die ander goed wat ek nou hiervan praat wat afgepak is vir 'n ander podcast. Yes. Want ek is nou nog eers besig met hierdie onderste ene. Yes. Wat die seerste is, hoekom het God hom vir die laaste gelos? En ek dink in elk geval ook nie dis die laaste een nie, maar hy was hier, want dit is hierso in daai tyd in van skool, so dalk is daar nog goed wat gebeur het voor daai, wat ek nog moet uncover, wat ek nie van weet nie. Maar wat die Here sal bekend. Hy sal dit bekend maak, want hy gebed sê ook, Here, vat my terug na daai dag toe die ding gebeur het. Weet, dit was net soos 'n lightbulb wat aangegaan het. En die ding kom terug, wie hulle die kamer waarin dit gebeur het, waar die bed gestaan het, waar ma gelê het, waar die ding gebeur het, waar die deur was, hoe die man geryk het, alles, die senses, alles het teruggekom. En hy het in hierdie klomp se voete nog so gevrot om. Here, prys. Dis hoekom ek aan my vrot voete reukie verdra nie. En ek kon nie verstaan het hoekom haat ek dit so nie. Wie ek self vir waterloop haal en self op voete was. Prys die Here, want hy ryk. Hy reuk het my geïrriteer. Ek het nie geweet want toe vat hy my nie, maar dit het my altyd geïrriteer. So daai is die restaurasie wat die Here gebring het in my mens wees, in my vrou wees, Jenna. Want ons is gebore vroue. Iemand noem nou die dag so mooi iets Lorna Woon van oorsee. Sy sê Adam was mos eerste geskape. En toe was Eve, ons ken almal die storie van Adam en Eva waar Adam aan die slap gemaak is en Eva toe nou die rib van Adam gevat is en toe nou vir Eva geskape is. Eva was geskape 'n vrou, 'n wife. Sy was klaar wifey materiaal toe sy geskape was. So ons vrouens is gebore wives, vroue. Dis hoekom ons altyd daai instink het. Ons sal met iemand uitgaan. Dan is ons prepared, ons is al klaar gereed om te trou.
Maar as jy met 'n verkeerde adem is, sal daai adem nie kan herken. Flesh of my flesh en bone of my bone. Halleluja. Want as daai man weet, dis vlees van my vlees en been van my been, dan sal hy vir jou sy vrou maak. Dan sal hy vir jou 'n eerbare vrou maak. Maar ons kry somtye dat ons mans ook deur hulle eie trauma gegaan het. Halleluja. So ek gaan nie hier sit en manne beginne discredit, Yes. omdat hulle ookie kan doen wat 'n man veronderstel is om te doen nie. Dis hoekom ons warriors is. Want die Bybel sê ons is helpmates. En 'n helpmate is 'n helper, sê ander translations, is mos dieselfde woord wat gebruik word vir die Heilige Gees. Jesus. Want toe die disippels nou vir Jesus vra, nou as u dan nou opvaar na die hemel, gaan wat van ons? Toe sê ek gaan julle mos nie alleen los nie. Kan nie. Ek gaan 'n helper saam met julle los. Toe Adam eensaam raak, toe sê God, hy nodig 'n helper. Daar is geen man, hoor wat ek vir julle sê mans, daar's geen man wat kan hierdie lewe navigate in 'n volgroeide, purpose-driven life kan run soos wat God wil hê jy moet doen, sonder jou helper. Jesus. Halleluja. Sonder jou helper, daar is nie. Ja, Paulus sê, dis goed om te trou en dis beter om ook nie te trou nie, want dan hoef jy nie jou tyd om te sien om na jou partner of jou man of jou vrou nie, dan het jy mos nou net Meer duty met die Here. Yes. Maar dan moet jy weet, dan wy jy vir jouself toe net aan God, dan gaan daar nie enige ander sexual immoralities moet plaasvind nie. So dit beteken nie, jy's nog gevrywaar van trou af, nou kan jy maak wat jy wil nie. Jy kom nou by 'n buffet ete, jy vat nie vir jou bord en loop uitskeppie. Jou bord loop uitskeppie. Jy wil nou net so loop eet en elke ding wil jy so loop en eet. Ja. Hè? Ja. Jesus. Almighty God. Jy moet mos jou bord vat en kies net daai kos wat joune is. En wanneer jy jou bord voor jou het, dan kyk jy in jou bord. Laat jou oor daar. Laat jou oor daar is jou kos wat jy mos die kos geskep. Niemand het hom vir jou geskep, jy het hom self geskep. Jy het daai vrou gekies. Die Bybel sê, die manne moet lief is vir hulle vroue soos wat God die kerk lief het. Wie daai ding is diep, ek het al die Here gesê, maak hierdie dingetjie gou 'n bietjie vir my oop. Daai is 'n unconditional love wat God eintlik van praat. Hy sê daai liefde is 'n tipe liefde wat nie gaan oor die kerk nie. Want hoeveel keer Sondag ons nie, Jenna? Hoeveel keer mis ons nie die maat nie? Maar verstoot God ons? Nooit nie. Hy's altyd daar. Hy sal altyd kom en hy sal altyd daar wees en vir jou skoonmaak en vir jou probeer reinig en weer vir jou aan homself present. En dis hoekom hy sê die mans moet dieselfde wees. Jou vrou gaan sondig, jou vrou gaan jou kwaad maak. Jou vrou gaan soms dinge sê wat nie moet gesê word nie. But you as a husband, wat die hiërargie is, direk na God. Die orde van die huis, wat is die orde van die huis? Dis mos God, die man en dan die vrou. So jy moet jou vrou skoon maak en haar aan jouself present. 'n Vrou wat ongelukkig is, wat hartseer is, moet jy weet is die toedoen van haar man. Sy is die weerspieëling van haar man. Ons het mos altyd hierdie ding wat ons sê, die
norm. 'n Vrou set die atmosfeer in die huis in. Happy wife. Happy wife, happy home. Maar wie is die eintlike een wat die atmosfeer moet set? Dis die man. Because as hy nie die vrou gaan reinig en haar was en haar purify nie, hoe gaan sy happy is? Halleluja. So hierdie aspekte is baie diep, Jenna. Maar ek het dit ongelukkig gemis. Omdat ek met 'n kwaad gesit het, vullis het uitgetap onder 'n roof. Want hy seer was nog nooit skoon gemaak het. As 'n seer is, as jy 'n seer het wat diep is en hy ding raak vrot en hy kry 'n roofbeer en hy feel so druk, dan is dit nog baie seer onder want daar was nog nooit geontsmet nie, skoon gemaak nie, sodat daar kan 'n nuwe roof opkom en dat hy vel kan heal. Oh, Jesus. Jesus. En dit is wat hier gebeur het. En dis vir daai rede hoekom dinge in my huwelik nooit uitgewerk het en my verhoudings nooit uitgewerk het. Halleluja. Want ek het met daai ding geloop. Ek kon nie myself gee vir my man. Maar die Here het gekom restore. Ek weet ek het 'n bietjie emosioneel geraak. Dit is altyd vir my baie emosioneel as ek praat oor die spesifieke ding. Want weet julle mense, daai is 'n violation van jou liggaam, van jou menswees. Want jy het nie toestemming gegee nie. Jy het nie toestemming gegee nie. Die tweede keer wat ek aangerand was en ook geviolate was en ook amper gered was toe ek 18 jaar oud was. En ek het daai dag beklink vir die Here gesê, Here, ek is 'n mag. Ek het regtig vir my mag om dit te hou en ek het myself beloof, ek gaan dit nie doen nie. Nou moet iemand wat ek nie toestemming gee nie, dit van my af kom beroof. Ek gaan dit nie toelaat nie. Ek het amper soos 'n superpowers gehad, maar ek sal daai op 'n ander geleentheid details rondom dit gee. En dis hoekom dit in my huwelik 'n struggle was. So dit is die vorige insident van my kind wees, van my dingesjare, laerskooljare en toe nou weer van my tienerjare. So die twee goed combine saam. Is vir my gevoel, ek het amper gevoel asof ek haat mans. Ek onthou my auntie het eendag vir my gesê, ek wonder of jy ooit eendag gaan trou. Want almal het boyfriends gehad. Maar hierdie girl, sy was vriende met hulle, met die mans, maar nie met hulle uitgegaan nie. Uitgehang met hulle, maar nie uitgegaan nie. En toe dit eventually gebeur agterna, toe was dit ook nog nie vir my eers iets om oor huis toe te skryf nie. Want meisiekinders praat mos, as jy gesoen raak, dan voel jy so, jy's in 7de hemel. En as jy daar is, dan voel dit so, dan is jy in hoeveelste hemel. En ek het nou vir hierdie hemelse gewag. En hulle nie gekry nie. Nooit gekry nie. So ek het nog vir daai ekstasis en vir allerlei klomp goede wat almal so van gepraat het gewag. En hulle nie gekry nie, want hierdie seer moes eers gesond raak. So ek urge julle meisiekinders, julle wat oorgekom het, wat aangerand was, of wat gesien het hoe ander mense aangerand was. Seunkinders wat gemolesteer was, want hy is vir my die seerste. Wanneer die seun so gemolesteer word. Want hy se knou, want ek weet van baie vriende, wat ook al met my oopgemaak het, Jenna. Groot mans, wat in hulle kinderjare
gemolesteer was, wat nou bettel in hulle se huwelike. Die ding is diep. Ek wil nie lank hieroor praat nie, want ek dink ons tyd het ons gevang. Ons gaan op 'n ander stadium seker weer verder gaan, 'n pad toe dalk maak, dan kan 'n mens in diepte gaan. En ek dink die kykers sal seker maar ook maar hulle vrae het. Julle sal mos nou maar subscribe en comment en vra julle se vrae. Wat wil julle nog hê moet ek nog verder oor diepte vir julle gee? Dan sal ek daarop ingaan. Halleluja. Maar wil sussie net vir ons 'n klein voor ons klaar maak. Net so kort 'n bemoediging en net vir daardie wat daar buite sit en struggle. Wat miskien nog nie die roet gekry het of wat nog nie oopgemaak het sodat God die roet kan in hulle bekend gemaak. Net 'n kort gebed vir hulle doen asseblief. OK. Ek dink wat ek vir hulle gaan doen. Prys die Here. Wat ek vir hulle gaan doen, Jenna, is hierdie spesifieke is nie vandag. Dankie Jesus. Almighty God, dankie Heilige Gees. Kom ons wil die tegnologie speel nie vandag saam nie. Kom ons bid saam. Jesus. Almighty Kom ons God. bid saam. Groot en almagtige Hemelse Vader, Yes, Lord. die eer, die lof, die prys en die aanbidding kom U toe. Hallelujah. This is not by might, not by power, Jesus. but by the Spirit of the Lord. Yes, Lord. Hemelse Vader, U sê, the Spirit do what the Spirit does, and the flesh does what the flesh does. Yes. En wanneer ons in die vlees in beweeg, ons carnal, mens wees, kan ons mos altyd verstaan. Ja, Here. Maar Here, in die geestelike realm, verstaan ons nie altyd hoekom dinge met ons gebeur, Yes, Lord. soos wat dit gebeur het nie. Yes, Lord. En ek weet dit wat ek deurgemaak het, ek moes daai bitterbeker moes ek drink, Jesus. sodat ek vandag vir hierdie kykers, vir hierdie luisteraars, die landmines uitwys. Mamas wat dogters het, wat nonchalant is, en enige mense in hulle huise toelaat, en dink jy kan hy persoon vertrou, Yes. want is 'n familievriend, of is 'n neefie, of dit is wie, met jou meisiekinders. Vandag bid ek, Here, dat U die wysheid aan hulle sal gee, Jesus. openbaringe aan hulle sal gee, Here, om waaksaam te wees, want die duiwel het gekom om te kill, te steel en te destroy. Hallelujah. En dit is hoe hy dit doen, want hy begin by ons kind wees. Hallelujah. En deesdae sien ek, Here, hy begin in die baarmoeder. Want ons suster Marietjie die ander dag gepraat van die tyd toe sy swanger was, wat haar kind aangevat was terwyl sy nog swanger was in die baarmoeder. En baie keer, Here, vat ons hierdie goed vir granted. Maar vandag bid ek, Hemelse Vader, dat U ons geopende ore en geopende oë sal gee. Skreen elke open gate en elke luisteraar, elke kyker, hulle ear gates, Here, hulle eye gates, hulle nose gates, mouth gates, touch gates, Here, elke open gate, by julle private dele, Here, skreen dit met U bloed, dat niks wat U nie goedgekeur het, sal penetreer nie, Hemelse Vader. As dit nie van U af is nie, Here, weer dit af, want U is 'n God wat met vuur antwoord. Ja, Here. En ek wil vandag vir U baie dankie sê, Here, vir die pyn. En sê altyd dankie wanneer dit goed gaan. Vir die mooi. Maar ons sê nooit dankie vir die pyn nie. Vandag sê ek dankie. Dankie, Here.
Dankie vir die pyn, Here. Want as dit nie vir daai pyn was nie, dan was ek nie hier vandag nie. Dan was ek nie die mens wat ek vandag is nie. Want dit het my gemaak wie ek is. En U het my kom restore. Ja, Here. Ek is dalk nie complete soos wat ek was nie, Here. Maar ek is beter as wat ek was. Met die seer, die knoue, die letsels en al. Die skaars wys, Here. Maar ek is vandag 'n beter mens as gevolg van dit. En ek bid, Here, oor hierdie podcast van Jenna. En ek weet daar's aanvalle, Here. Ons het dit gister ervaar, ons het vandag ervaar. Maar Here, ek weet en U weet wanneer U gesê het ja, is daar niemand wat kan sê nee nie. Hy deur wat U oopgemaak het, kan niemand toemaak nie. En wat U toegemaak het, kan niemand oopmaak nie. Ja, En hy sê ons moet oor alles bid. En vandag, Here, sê ek vir U baie dankie. Here. Want U is groot en U is almagtig. Dankie, Jesus. Amen. En amen. Almighty God, baie dankie, my suster vir die tyd. Dankie dat U kans gesien het om U testimony te share. Ek weet dit in my hart soveel vreugde weer gebring, soveel veranderinge, my so weer diep gevat. Soos die woord van die Here sê, ons geveg is nie teen vlees nie, maar teen gees. So ons sien dit daagliks met elke testimony. En ek eer die Here dat ek hierdie geleentheid het om die bewusmaking van ons mense. After almost die breed reg kry. Want ons 'n king, hy's op pad. So baie dankie my suster. Pad toe, hy kom definitief. Dankie vir die opdier. Dankie dat susters loop gehaal het. Dankie vir die herberg. Mag die Here U sien en U husband. Ons vertrou die Here vir mooi dinge in julle se lewe. Amen. Kykers, ek glo dat julle sal dit geniet. Wees geseënd met dit. Wees ewen geseënd met die kragtige gebed. Moenie te vergeet om te like, subscribe en te share sodat daar transformasie in die ander mense se lewe kan kom. Tot 'n volgende keer. Bye bye. Bye. Baie dankie dierbares dat U ons gejoin het. Prys die naam van die Here. Ek weet U is gebless met hierdie getuie. Prys die naam van die Here. Dierbares, ek wil U uitdag. Share die video. Share die getuie. Prys die naam van die Here. Soos die podcast se naam is, 'n ware getuie red lewens, sodat daar transformasie kan kom reg oor die wêreld. Soos die woord van die Here sê, ons moet disippels maak tot die uithoeke van die wêreld. Prys die naam van die Here. So moenie vergeet om te like, subscribe en te share nie. Tot 'n volgende keer.